Baie dankie vir die voorsang en baie hartlik welkom aan een en elkeen van u wat vanmôre hier is. Ons is vanoggend maar 'n bietjie uil gesaai wat maar gewoonlik die geval is wanneer dit so 'n lang naweek is en veral met die dat dit 'n spesiale skoolvakansie is wat ekstra ingewerk is vir die kindertjies in hierdie week wat voorlê, maar ons is die Here nog steeds ongelooflik dankbaar dat ons hier kan wees vanoggend en dat ons saam kan kom om ook so die woord van die Here te kan open en so met mekaar daarin te kan deel. Ek sê dan vir u in die naam van ons Here Jesus Christus, hartlik welkom hier by die gemeente. Ek wil vir u 'n paar afkondigings voorhou namens die Ereware Kerkraad. Vandag se erediens het begin om 8:45. Dit is 'n lang naweek en dan 'n skoolvakansie, so daar is hierdie Sondag en volgende Sondag, as ek dit nie mis het nie, geen kinderbediening nie, geen koffie en tee na die diens nie en geen vroeë oggendgebedstyd nie. Daar is ook as gevolg van die skoolvakansie geen Woensdag aand bid hier nie. So daar's 'n foutjie daar op die afkondigings. Ek sal dit regmaak in 'n boodskap wat ek ook hier sal uitstuur. Die Woensdagoggend bid hier by Tannie Rita gaan nog steeds voort. Tannie Rita hulle sê dat die meeste mensies wat daar by mekaar kom, het nie meer kindertjies op skool nie of is nie self in die skool nie, so hulle wil graag voortgaan. Hulle is op die oomblik besig met 'n studie uit die vrug van die Gees en dit is tot groot seën vir die wat dit bywoon. So ons wil die regtig motiveer, as jy veral in hierdie week waar dit nou so 'n bietjie van 'n vakansieweek is, enigsins kans sien of dit vir die enigsins moontlik is, probeer om uit te kom by Tannie Rita. Indien julle nie weet waar die tannie bly nie, kom vra vir my, ons help julle om daarby uit te kom, sodat julle ook daar deur die Here geseënd sal wees. Daar is dan nie daardie aand, Woensdag aand bid hier nie, en daar is ook geen aanlyn bid hier hierdie week nie. Ons sal weer hervat wanneer die skoolvakansietjie dan verby is. Dan vir die verdere afkondigings, ander belangrike datums, die 28ste Junie tot die 3de Julie is dit Lofdal konferensie. U kan bespreek by die nommer wat daar op die skerm vertoon. As jy enigsins dit moontlik kan vind, probeer om by Lofdal konferensie uit te kom. Ek wil nie baie praat in die afkondigings nie, maar as jy hou van lekker eet, geestelik en fisies, dan is Lofdal die plek om te wees. So maak seker dat jy daar uitkom, kry 'n lift, kry ergens 'n tent by iemand, gaan soek 'n hoek, maar maak seker dat jy daar uitkom. Dit is regtig 'n besondere geleentheid. Die 18de Mei is daar dan ook 'n kerkraadsvergadering. Dit word uitgeskuif van die 4de Mei na die 18de Mei vanweë die skoolvakansie. Op die 18de Mei is Dominee Johnny Gates ook hier by ons gemeente om vir ons 'n bietjie te kom preek en dan gaan hy ook die gemeente inlig oor kerklike finansies. Die 25ste Mei is dit die kerk die CVV se papierbazaar. Die papierbazaar is 'n redelike vreemde konsep vir my gewees, maar ek het toe gaan vra en uitgevind. Dit is wanneer jy 'n koekie koop, maar jy kry nie die koek nie. Jy gee net die donasie aan die gemeente. So 'n interessante idee van die CVV daar. Die prentjie is dan ook vir julle uitgestuur op julle groepe. Die 20ste Junie is daar dan 'n teelepeltjie pasta ete die aand 5:30 by die kerk. So ons wil graag elkeen uitnooi wat dit kan bywoon. Die teelepeltjie sal voorsien word, maar jy moet jou eie bord en eetgerei bring en dan kom eet jy so 'n teelepeltjie vol van al die geregte wat daar voorberei word. Dis 'n heeltemal deurmekaar spul. Jou maag weet glad nie wat aangaan nie, hy weet net hy's gelukkig. So kom en geniet dit saam met ons kuier lekker saam en ons geniet dan die aand ook so saam. Die kerk se bankbesonderhede is ook daar in die hoek vir julle aangedui. Dan ons gebedsversoeke. Ons bid nog steeds vir Tannie Ethel Becker, ons bid vir klein Martin Du Plessis. En dan het ek oom Edwin en Tannie Lena Adendorf ook op die gebedslys gesit. Hulle is vanoggend hierso. Hulle self is nie siek nie, maar oom Edwin hulle se seun is op die oomblik in intensiewe sorg in die hospitaal en op die oomblik wag hulle vir terugvoer van bloedtoetse. Hulle weet nie wat dit veroorsaak nie, hy het 'n vreeslike hoë infeksietelling en hulle vra dat ons as 'n gemeente asseblief saam met hulle sal bid. En u het in die week gesien, die wat op die gebedsketting se groep is, dat ons ook daar 'n oproep gedoen het en gevra het dat ons regtig sal bid. En ek wil regtig by u kom pleit. Kom ons vat hande saam en ons bid vir hierdie jong man. Ons bid dat die Here hom gaan oprig en ons bid dat die Here hom
sal seën. En ons bid ook vir Tannie Lena en vir oom Edwin, dat die Here vir hulle sterk sal maak en hulle sal vertroos in hierdie tyd waar 'n mens maar bekommerd is en baie besorg is oor wat aangaan. Dis vir my altyd sleg wanneer daar so 'n mediese geval in jou lewe of in jou gesin is, hoe hulpeloos 'n mens partykeer voel. En hoe 'n mens eintlik maar net so al wil ingryp en wil regmaak wat daar te regmaak is, maar ons kan dit ongelukkig nie doen nie. Wat ons wel kan doen, is om te bid. So laat ons asseblief saam staan en bid. Ons bid nog steeds vir oom Johan Schreder, ons bid vir oom Len van Pletsen. Oom Len is terug by die werk, so dit gaan aansienlik beter met hom. Hy het 'n besondere getuienis van mense wat vir hom gaan bid het en hoe die Here hom werklik aangeraak het en hoe dit fantasties beter met hom gaan. So ons is baie, baie dankbaar en ek gaan oom Len nog so half sy arm draai om eendag vir ons te kom vertel wat daar gebeur het in sy lewe. Ons bid egter nog steeds dat die herstel in sy liggaam volkome sal wees en dat hy spikvinnig weer op die been sal wees. Ons bid vir Tannie Ria Roos, wat nog steeds 'n bietjie sukkel met die gesondheid en vra dat die Here haar sal aanraak, vir Rosan Stein wat ook vanoggend hier is, vir Tannie Wanda Viljoen bid ons, en dan bid ons vir Tannie Alet Viljoen. Tannie Alet is 'n bejaarde dame, sy is ook in die hospitaal op hierdie oomblik, sy het geval en haar elmboog seer gemaak, en hulle het elmboog vervanging gedoen, of aan die elmboog gewerk, en vandaar gaan dit nie so goed met die tannie nie. Sy het baie lae bloeddruk laaste wat ek gehoor het, en hulle hou haar op hierdie stadium op medikasie, sodat die bloeddruk stabiel kan bly, en sy alright kan wees. So ons moet asseblief regtig bid, dat die Here ook haar sal aanraak, en dan ook vir die gesin sal ondersteun. Dit ontwrig jou hele lewe, as jy ewe skielik elke aand en elke môre weer in die hospitaal moet wees. So ons regtig baie aan hulle dink. En dan bid ons ook nog vir Tannie Anna Lombard. Tannie Anna sukkel ook maar met die gesondheid en met allerlei kwale wat maar so met die ouderdom en die diabetes en die dinge saamkom. Laat ons regtig ook vir Tannie Anna in gedagte sal hou en ook aan haar sal bid. En dan vir almal wat met siekheid sit, almal wat met probleme in die lewe sit, ons bid regtig dat die Here elkeen sal in besonder kom aanraak. Bid asseblief. Ek wil nie preek voor ek preek nie, laat ek net aangaan, anders gaan ek nog 100 keer vra. Bid asseblief. Die verjaarsdag hierdie week. Ons bid hierdie week en sê geluk hierdie week vir 3 bekwame en besondere manne in ons gemeente, vir ou Von Gilchrist wat gewoonlik hier vir ons 'n gediggie hier voor in die kerk kom opset. Hy verjaar die 28ste April. Ek het so 'n nuwe foto van hom probeer opspoor, want die eerste foto wat ek gehad het, dink ek het hy net na geboorte geneem. So Von het al groot geword en hy word hierdie week nog groter. Onthou asseblief om ook vir hom geluk te sê. Dan die 2de Mei is dit oom Lou. Oom Lou, baie geluk dan ook met die verjaarsdag wat vir oom voorlê. En dan is dit die 3de Mei, oom Attie Brenkman. As dan nie sommer namens ons ook vir hom sal sê, ons sê baie geluk met die verjaarsdag. Ek gee graag vir julle elkeen die woorde van Psalm 121 vers 7 tot 8 en daar staan: Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En dit is werklik ons gebed dat die Here elkeen van julle sal bewaar, nie net fisies sal bewaar nie, maar ook julle siel sal bewaar en dat dit met julle elkeen sal goed gaan, besonders goed gaan in hierdie jaar wat voorlê. Mag julle ons seën en ons liefde en ons dankbaarheid vir julle deel in ons gemeente ook ervaar in die jaar wat voorlê. Baie geluk met die verjaarsdag. Ek gaan vra dat ons net so gaan sit en dan gaan ons sing Gaan my nie verby o Heiland, en terwyl dit gebeur gaan die ouderlinge hier verbygaan met 'n bakkie vir die kollekte, en na die tyd gaan ek vra dat ons net so bly sit, dat ons 'n dankgebed doen en daarna kan ons staan en dan sing ons Here hoe blymoedig en Hosanna Hosanna tot eer van die Here. Baie dankie. Kom ons bid. Dankie liewe Vader, waar ons hier so kan saam wees. Dankie vir die finansies. Dankie ook vir dit wat U vir ons gee. En dankie waar ons dit ook vir U kan teruggee tot die uitbreiding van U koninkryk. Ag Here Jesus, kom seën die woord, kom seën hoorder en prediker, en Here dat U verheerlik sal word in hierdie dag. Die lof, die eer aan U Here. Amen. Vader, ons het 'n hele paar dae gehad van
swaar reëns. En hoewel ons dankbaar was vir die water wat U gegee het, Here, het ons harte benoud geword toe ons gesien het hoe die waters rys en die vloed styg. En daarna, Here Jesus, het die krag afgegaan hier waar ons bly en was ons vir 'n rukkie in letterlike donkerte. Maar vanoggend, Here, skyn die son. Vanoggend, Here, sing die voëls. Vanoggend is daar krag sodat ons U dienste kan hê. Vanoggend is daar genade op genade, Here, en word ons maar net opnuut weer herinner deur die omstandighede waarin ons is en deur die natuur, dat U ons verlosser is tot in ewigheid. Dat U die groot God van genade is, dat U die begin en die einde is. Vader, U is alles vir ons. Dankie, Here, dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie vir elke ene wat U opgeroep het na U diens. Dankie vir elkeen wat U met die hand uitgekies het om hier te wees vanoggend en hierdie boodskap te hoor. Dankie vir die Heilige Gees, Vader, van wie ons kan pleit dat hy die woorde van die skrif in ons harte sal kom lewend maak en in ons 'n vuur sal kom aansteek sodat ons die wêreld daarmee kan verlig. Dankie, Here, dat U hier is waar 2 of 3 in U naam vergader. Dankie, Here, vir elke plek waar die woord vanoggend in waarheid verkondig word in hierdie land en reg oor die wêreld. Dankie, Here, vir genade onverdiend. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons ook vanoggend se diens in U hande kan oorgee en U kan eer tot in die hoogste hemele. Want U, Here, alleen is dit waardig. Dankie dat ons mag bid vir die wat ons voor lief is, vir die wat siek is en krank is onder ons. Dankie dat U gesterf het, sodat daar vir ons deur U wonde ook genesing kan kom. Aan U, o Here, al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ek wil die van U wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit saam met my oop te maak en ons gaan lees uit Kolossense 3 en ons gaan die eerste 11 versies met mekaar saam lees. Kolossense 3 verse 1 tot 11. Ek gaan dit ook op die skerm vertoon. Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Daar staan die volgende: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here en ek hou vir julle as teks van oordenking daardie vers, ek glo dis vers 5 wat sê,
maak dood dan julle lede wat op die aarde is. En ons tema vanoggend is 'n bietjie van 'n vreemde tema. Die tema is maak dood. Nou ek stap eendag by 'n kerk in. Ek gaan nie vanoggend vir u sê watter gemeente dit was of watter kerkgenootskap dit was, of dit nou NG Kerk, EG Kerk, watter kerk dit was nie. Maar ek stap in by hierdie gemeente en die eerste ding wat ek oplet is die tannies. Elkeen van hulle pruik met 'n kerkhoed wat so breed is dat hulle daarmee 'n veilige afstand tydens COVID sou kon handhaaf. Een van hierdie pouveer tannies hou my al dop vandat ek by die kerk ingestap het met so 'n uiloog. Sy lyk asof sy suurlemoene vir ontbyt gehad het en intussen ontwater het, alhoewel sy kliphard aan 'n koppie tee vashou asof iemand dit by haar gaan steel. Ek en my 2 metgeselle wat die dag saam met my was, sny spoor na een van die kerkbanke toe. Kyk, die mense se uitdrukkings het dit duidelik gemaak dat tee en koffie daardie oggend nie vir almal bedoel was nie. Toe ek weer sien, staan sy langs my. 2 stywe suurlippies wat nie meer as 30 mm uit mekaar uit kan beweeg nie, wat vir my uitkry, jy sit op my plek. Ek weet nie waar julle vandaan kom nie, maar ons handhaaf 'n orde hier. Ek kyk verleer rond en skuif maar na die volgende bank en bid saggies dat ek nie nou weer op iemand anders se bank gesit het nie. Daardie oggend preek die predikant met oortuiging oor die onwettige duplisering van CD's. Hy was baie ernstig oor die feit dat dit sonde is en dat die wat sulke dinge doen, so te sê verlore is. Ek dink 2 dinge. Die eerste is dat niemand onder die ouderdom van 70 nog 'n CD-speler in hulle huis het nie. So ek weet nie wie die CD's gaan dupliseer of waar eers om 'n CD te koop nie. En die tweede ding is dat 'n boodskap oor gasvryheid en vriendelikheid miskien baie belangriker was in hierdie spesifieke gemeente. Daardie dag het ek besluit dat ek nie so 'n prediker wil wees nie. Ek wil nie so preek oor een spesifieke sonde dat die boodskap van die Here Jesus amper verlore raak nie. Jesus het in Johannes 16 vers 8 gesê, en as hy, dit is die Heilige Gees, kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Sien, ek het gereken dat as ek die waarheid van die Here Jesus verkondig, die Heilige Gees mense sal oortuig van hulle sonde. Mense weet in elk geval 90% van die tyd dat dit waarmee hulle besig is sonde is. Hulle is net nie bereid om hierdie sonde te breek nie en dan spandeer hulle baie tyd en energie om vir ander mense en vir hulle self te oortuig dat die dinge waarmee hulle besig is nie verkeerd is nie. En in 'n sekere sin voel ek vandag nog so. Ek wil nie graag praat oor spesifieke sondes nie, maar daar is 'n belangrike onderskeid wat hierdie gedeelte spesifiek vir my geleer het. Sien, vir mense wat nie die Here Jesus ken nie, sal ek nie preek oor sonde nie. Die wat verlore is, het nie nodig om minder CD's te kopieer nie. Hulle het nodig om te besef dat hulle verlore is in hulle sonde en dat hulle die Here Jesus moet aanneem. God wil nie hê dat mense wat ongered is, beter lewens moet lei nie. God wil hê dat alle mense gered moet word. En dis die boodskap wat ek graag aan die wêreld verkondig, dat daar ten spyte van jou sonde, ten spyte van die grootheid van jou sonde, vir jou redding in die Here Jesus is. Jy kan gered word as jy net glo in die Here Jesus Christus en dat hy aan die kruis gesterf het en dat daardie offer groot genoeg was om vir jou sondes te betaal. Maar wanneer dit by kinders van die Here kom, wanneer dit kom by u en ek wat alreeds 'n verhouding met die Here het, wat alreeds besig is om die Here te dien, dan is sonde 'n heeltemal 'n ander saak. Sien, dan moet ons praat oor sonde. Al is dit nie lekker nie. Ek gaan vanoggend miskien 'n bietjie bloos oor die dinge wat ek vir u gaan moet sê. Maar ons moet sonde verstaan. Ons moet sonde kan weerstaan. Ons moet mekaar teen sonde kan vermaan. Sonde is 'n belangrike gesprek wat kinders van die Here moet voer. U sien, ongelukkig, die dag toe ek en jy tot bekering gekom het, die dag toe ons siele uit genade uitgered is, het ons nie op daardie oomblik ewe skielik sondeloos volmaak geword nie.
Met ander woorde, ek het nie eendag nog gelewe in my sonde soos die res van die wêreld en toe die Here Jesus aangeneem en die volgende dag was ek van alle sonde verlos nie, maar sonde dra so half deur na die nuwe lewe toe. Dit trek so half saam met ons deur na die nuwe wêreld toe en ons het nog steeds die gewoontes en die sondes en die dinge van die ou lewe wat met ons saamloop. Inteendeel, ek dink dat as 'n mens gered word, is jy nog meer bewus van sonde as voorheen. Want as jy die Here dien, dan besef jy dat jy elke dag stryd moet voer teen hierdie sonde en die Here kom wys vir jou hierdie dinge wat tussen jou en hom staan elke dag in jou lewe. En dit voel vir jou asof jy konstant op jou knieë moet gaan en sê, Here, ek was alweer verkeerd. Here, ek het alweer nie reg opgetree nie. Here, ek het alweer hierdie verkeerde ding gedoen. Vergewe my. Paulus het stryd gevoer teen die sonde. Die groot apostel Paulus skryf in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Die volgende versie praat hy van die stryd wat hy het teen hierdie sonde. En ons moet stryd voer teen die sonde. Jy sien, nie net 'n sonde tot oneer van die Vader nie, nie net woon die Heilige Gees binne in my en is die Heilige Gees geaffronteer en beledig deur my sonde nie. Maar sonde wil elke mens verwoes, verniel en vernietig. Sonde is nie ons vriend nie. Dus juis omdat sonde ons wil afbreek en siek maak en alles wat mooi en heilig en goed is in ons lewens wil verwoes, dat dit sonde is in die eerste plek. Een van my gunsteling verse is in Spreuke 6 vers 27, daar staan, kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat dit sy klere verbrand? Nou in daardie vers is vuur 'n voorbeeld van sonde en die skrywer van Spreuke sê, net so min as wat jy met vuur in jou skoot kan sit en kan verwag dat daardie vuur jou nie gaan brand nie, net so min kan jy met sonde in jou lewe sit en verwag dat dit nie vir jou gaan verwoes nie. Sonde lyk dalk goed. Dit lyk dalk lekker. Dit beloof dalk vir jou 'n goeie tyd. Dit beloof dalk vir jou 'n bietjie verligting. Dit beloof dalk vir jou 'n bietjie plesier. Maar sonde doen altyd dieselfde ding in elke mens se lewe. Dit verwoes, dit verniel en dit vernietig. Luister na net die woorde wat die Bybel gebruik om sonde te beskryf. In Johannes 3 vers 19 word dit die duisternis binne in die mens genoem. Psalm 38 vers 4 tot 6 noem dit 'n krankheid en 'n siekte. In die Onse Vader gebed in Matteus 6 vers 12 word dit onskuld genoem. Romeine 3 vers 13 noem dit 'n gif. Markus 7 vers 20 noem dit 'n besmette wond wat ons siek maak. Hebreërs 12 vers 1 verwys daarna as 'n swaar gewig wat die mens neerdruk op die aarde. Sonde is nie ons vriend nie. Sonde is 'n donkerte en 'n siekte. Dis 'n giftige, besmette wond wat ons verteer. Dis 'n gewig wat ons onderdruk. Sonde mag dalk vir jou lekker lyk. Sonde mag dalk vir jou skadeloos voel. Maar sonde sal jou altyd verwoes en vernietig. Daarom vermaan die Hebreërskrywer in Hebreërs 12 vers 4 met hierdie kragtige woorde, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Weet jy, kind van die Here, hoe hard moet jy beklei teen sonde? Ten bloede. So hard moet jy veg dat jy bloei teen die sonde. Paulus gebruik hier in Kolossense 3 ook 'n treffende sinnebeeld. Hy gebruik 'n voorbeeld om aan hierdie mense te verduidelik hoe ernstig hierdie sonde is. Hy sê vir hulle dat daardie dag toe jy tot bekering gekom het, was dit amper asof jy dood gegaan het, soos die Here Jesus dood gegaan het aan die kruis.
Maar net soos die Here Jesus opgestaan het, het jy opgestaan. Maar toe jy opgestaan het, was jy nie meer dieselfde nie. Inteendeel, jy was 'n nuwe mens gewees. Dit was nie soos Lazarus gewees nie, want Lazarus het dood gegaan en Lazarus het weer uit daardie graf uit opgekom. Maar dit was anders vir jou, want die sondige, die ou, die vervalle, die vyand van God mens, het dood gegaan en 'n nuwe mens in die Here Jesus, 'n nuwe skepsel het opgestaan, iets wat nuut gemaak is. En is 'n wonderlike voorbeeld wat hy gebruik, maar dan kom hy in die volgende verse, dit is in vers 5 tot 11, en hy sê vir ons, maar daar is 'n probleem. Jy sien, daai ou mens wat jy gaan begrawe het daar by die kruis, het nie begrawe gebly nie. Maar hy loop agter jou aan soos 'n dooie wat vergeet het dat hy dood is. Hy loop agter jou aan en hy wil hê dat jy met dieselfde dinge moet besig wees as die dinge waarin jy geleef het voordat jy die Here Jesus geken het. Hy wil hê dat jy moet praat soos daardie mens wat die Here Jesus nie gedien het nie. Hy wil hê dat jy moet dink soos daardie mens wat die Here nie gedien het nie. Hy wil hê dat jy moet gaan na die plekke waar daardie mens gegaan het wat die Here nie gedien het nie. Hy kom agter jou aan soos hierdie lewende dooie en as hy jou vind, as hy met jou opvang, sal hy jou doodmaak. Daarom gebruik hy in die oorspronklike Grieks 'n baie sterk opdrag. Dit word geskryf op so 'n manier dat dit nie net 'n opdrag is nie, maar 'n ernstige opdrag. En hy sê, maak dood julle lede wat op die aarde is. Nou daardie lede, jy kan rustig wees, is nie gemeentelede nie. So ons hoef nie mekaar dood te maak hier op die aarde nie. Maar die woordjie lede daar verwys na liggaamsdele soos arms en bene, jou ledemate. En wat hy daardeur sê is, as hierdie arm van die dood nou nog kom, en jou wil laat werke doen van die dood, moet jy daai arm afruk en doodmaak. En as hy wil hê dat jy nog moet loop soos die ou mens, moet jy daardie bene vat en doodmaak. En as hy wil hê dat jy moet praat soos die ou mens, moet jy daardie tong doodmaak. En eintlik wat hy maar net in hierdie voorbeeld of sinnebeeld vir ons kan sê is, kry klaar met die sondes van die lewe wat jy geleef het, voordat jy die Here Jesus gedien het. En dan raak hy spesifiek. Hy kom noem 'n hele reeks van sondes daarop, en as 'n mens elkeen van hierdie sondes 'n bietjie mooi gaan bestudeer en gaan kyk na die woorde wat hy daar gebruik, en dan kom 'n mens agter dat hy eintlik net van 4 verskillende kategorieë van sondes praat. En toe ek dit besef en hierdie kategorieë so bietjie uitlei, toe besef ek, maar hierdie is dinge waarmee mense vandag nog sukkel. Hierdie is sondes waarmee kinders van die Here vandag nog platgetrek word. En daarom is dit belangrik dat Paulus met die Kolossense moes praat oor hierdie dinge, en is dit belangrik, alhoewel dit nie vir my gemaklik is nie, dat ek vanoggend met julle moet praat oor hierdie 4 kategorieë van sonde. En miskien sit jy hier en die Here is vanoggend vir jou genadig en hierdie dinge is nie deel van jou lewe nie, en dan is dit wonderlik en ek loof die Here daarvoor en ek sê vir jou, wees gewaarsku, jy het weggebly, hou aan om weg te bly. Want dit sal jou lewe verwoes, vernietig en verrenoveer. En as hierdie dinge 'n deel van jou lewe is, kind van God, dan wil ek vir jou 'n sterk opdrag gee. En ek wil soos Paulus sê, ek beveel jou in die naam van die Here, kind van die Here. Onthou, ek praat met kinders van die Here wat die Here dien. Maak dood hierdie dinge in jou lewe. Kry klaar daarmee. Die eerste is, maak seksuele onreinheid dood. En ek lees vir julle die woorde van Kolossense 3 vers 5 waar daar staan, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid,
wat afgodediens is. Nou Paulus gebruik 3 woorde om hierdie seksuele onreinheid te beskryf. Die woorde hoerery, onreinheid en hartstog. Nou, ons moet onthou dat die Kolossense heidene was. Hulle het nie as Christene groot geword nie. Hulle het nie in 'n Christelike omgewing groot geword nie, nie met 'n Christelike godsdienst nie, nie met 'n Christelike kultuur nie. En dinge wat vandag vir ons afskuwelik en verwerplik is, dinge wat ons dink geen Christen ooit in sy gedagte eers sal hê om te doen nie, was baie keer vir hierdie mense normaal gewees. So Paulus gebruik 3 baie skerp, baie duidelike woorde om vir hulle te beskryf waarvoor hulle moet pas op, wat dit is wat hulle moet doodmaak. En die eerste woord wat hy daar gebruik, die eerste van die 3, ek wil dit nie eers baie herhaal nie, is die woord pornia, waar ons die woord pornografie vandaan kry. En dit het verwys na, hoofsaaklik na prostitusie, maar dit het verwys na enige seksuele afwyking buite die huwelik. Die tweede woord was onreinheid. En hierdie tweede woord wat hy gebruik, was spesifiek gebruik om te verwys na seksuele afwykings. Dit was alle forme van die huweliksdaad wat nie binne die reinheid en die liefde van die huwelik kon plaasvind nie. Die woord beteken letterlik om vuil te maak in hierdie verband en het gesinspeel op alles wat die gedagtes en die hart van die mens kan besoedel deur hierdie dade. En die laaste woordjie wat hy gebruik is die woord hartstog. 'n Mens wat deur sy liggaam gelei word en nie deur die Heilige Gees nie, is skuldig aan hartstog. Dis iemand wat toelaat dat hulle absoluut hulle keuses en besluite maak deur die drange en begeertes van die menslike liggaam. Hulle is nie onder beheer van die Heilige Gees van God nie. Hulle is onder beheer van hormone en gedagtes. Nou, hierdie seksuele sondes is ongelukkig nie iets van die verlede nie. Inteendeel, vandag is dit hierdie presiese dinge wat deel is van die hoofrede waarom daar mislukte huwelike, stikkende huise en gebreekte verhoudings is. Volgens 'n studie wat in 2023 gedoen is, besoek ongeveer 1.8 biljoen mense elke maand vuil webtuistes herhaaldelik, miskien met ander woorde meer as 1 keer. Navorsing het bewys dat mense wat na hierdie webtuistes kyk, meer as 2 keer meer geneig is tot egskeiding en mislukking. Dat dit bydra tot geweld, 'n swak selfbeeld, seksuele probleme in die huwelik, depressie, angstigheid, eensaamheid, 'n laer selfbeeld, 'n laer lewenssatisfaksie en 'n slegter algemene geestesgesondheid. Dis boonop verslawend en meer as 1.8 biljoen mense drink maandeliks, sommige daagliks, hierdie gif. Daar's 'n rede waarom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Daar's 'n rede waarom meer as 50% van kinders wat vandag ontskool is, in gebroke huise groot word, waar daar nie 'n ma en 'n pa is nie. Ons het hierdie dinge, omdat ons nie daarvan hou om daaroor te praat nie, laat insluip in ons lewens in ons volk in. En dit het verwoes en dit het vernietig. Daar's 'n rede waarom die Here Jesus Christus aan die kruis gesterwe het, sodat ons verlos kan word van hierdie dinge. Kind van God, as jy met sulke dinge in jou lewe besig is dit tyd dat jy dit moet doodmaak en klaar kry. Alle forme van hierdie onreinheid is ewe erg. In 1 Tessalonisense 4 vers 4 tot 6 staan daar dat dit nie net 'n daad is wat die straf en die toorn van God opwek nie, maar dat dit ook jou aardse menslike verhouding sal vernietig. Daar staan dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in veiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeertes soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle van tevore gesê en betuig het. Ek hoef nie
vanoggend in detail te gaan, om vir julle te verduidelik wat hierdie sondes presies is nie, u weet dit. Maar vanoggend is ek hier om vir u te kom vermaan en herinner en waarsku, bly weg van hierdie dinge af. Dit lyk dalk onskuldig. Dit lyk dalk asof dit niemand seermaak nie, dit lyk dalk asof jy daarmee kan wegkom of dit privaat is. Maar ek kan vir u 'n hele volk van gebroke huise, stikkende gesinne, siektes, letterlike navorsing, duisende stikkende mense en 'n magdom van verse in ons heilige skrif wys, wat vir jou gaan sê, waarsku en getuig dat dit jou sal vernietig. Maak dood hierdie dinge, voordat dit jou doodmaak. Die volgende, maak onrein begeertes dood. Ek fokus meer op die laaste 2 woordjies van Kolossense 3 vers 5 weer eens waar daar staan, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Nou Paulus verwys na 'n heeltemal 'n ander kategorie met hierdie laaste 2 sondes en in vers 5 verduidelik hy deur te sê dat dit afgodediens is. Nou ons almal verstaan wat afgodediens is. Jy kan nie 'n Christen wees en 'n afgod wil aanbid nie. Elke Christen vandag sal tog weet, 'n mens kan nie die Here dien en ander gode ook dien nie. Die probleem is, ons besef nie altyd dat ons besig is om ander gode te dien nie. Matteus 6 vers 24 sê die Here Jesus die volgende, hy sê, niemand kan 2 Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou die Here Jesus praat daarvan die God Mammon, die afgod Mammon. En Mammon in daardie tyd was wel bekend as die geldgod gewees. Hy was die afgod van gierigheid, van geld en van hebsug. 'n Mens dien hierdie God wanneer jou lewe oor geld gaan. En nou praat ek nie net met ryk mense nie. Ryk mense se lewe kan baie maklik oor geld gaan en hulle kan al hulle besluite maak, al hulle tyd spandeer, al hulle denke kan gaan oor geld en hulle kan wie en wat ook al vertrap om nog meer geld in die hande te kry. 'n Mens het van een ding nooit genoeg nie en dit is geld. Maar arme mense is nie onskuldig wanneer dit oor hierdie dinge gaan. 'n Mens kan so vasgevang word in armoede dat jou lewe ook eintlik maar net oor geld begin gaan. Geld is alwaaroor jy praat. Geld is alwaaraan jy dink. Geld is al wat jy oor beklei. Geld is alwaaroor jy bid. Geld word alles in jou lewe en sonder dat jy dit weet, dien jy Mammon. En sien, wat vir my nog anders baie belangrik is om te besef is dat Mammon nie net die God van geld is nie, maar die God van gierigheid. Jy sien, mens hoef nie hierdie God offers van geld te bring nie, maar dit gaan eintlik oor enigiets in jou lewe wat so belangrik en so groot word dat dit die plek van die Here Jesus in jou lewe kom inneem. Jy kan 'n atleet wees en dis 'n wonderlike ding in jou lewe. Jy kan die beste atleet wees wat daar is en dis 'n wonderlike ding en jy bring eer aan die Here. Maar jy kan ook 'n atleet wees en jou lewe gaan so oor atletiek dat daar nie meer plek vir die Here is nie en jy offer atletiek aan Mammon se voete. Jy kan Mammon dien met televisie, sosiale media. Jy kan hom dien met jou werk, met jou studies, met jou stokperdjies, met jou besittings, met jou familie, met jou gesin. Jy kan hom selfs dien met jou kerk. Dit kan so vir jou gaan oor die dinge wat hier gebeur buiten die diens van die Here, dat jy vergeet om die Here te dien. Dis enigiets wat op die troon van jou hart kom sit waar God hoort. Dis wanneer jy jou werk en jou lewe beplan om hierdie ander dinge en dit jou identiteit word, bo die feit
dat jy 'n kind van die Here is. Dis 'n gewilde godsdiens in hierdie wêreld. En dit maak vir my sin dat dit gewild is. Jy sien, want mense soek na vervulling. Ons soek na iets wat daardie leegte binne in ons sal kom volmaak. En die wêreld kom beloof vir ons dat al hierdie ander dinge, dat jou werk, jou geld, jou sport, jou stokperdjies, dat hierdie dinge jou vol en gelukkig sal maak, maar ons vind mettertyd uit dat hierdie soos 'n skattejag is sonder 'n skat. Dat dit leeg en sonder waarde is. Want ons het dit gesit in die plek van die Here Jesus Christus. Ek sê nie dat mens nie stokperdjies moet hê nie, ek sê nie dat jy nie moet werk nie, of nie 'n familiemens moet wees, of ander dinge moet hê wat in jou lewe is, wat belangrik is nie. Inteendeel, ek dink dit is goed. Maar wat ek vanoggend vir u sê, is wat staan in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Here moet eerste in jou lewe wees. Anderster is jy besig met gierigheid wat afgodediens is. Wees gewaarsku, kind van die Here. Die Here wil nie tweede viool in jou lewe speel nie. As jy daarop aandring om jou vreugde en jou vrede en jou vervulling in iets anders te gaan soek, sal hy jou toelaat om self uit te vind dat dit leeg en alleen is. En jy sal aan die einde van jou lewe kom en agterkom dat jy uitgemis het. Dat jy so besig was dat jy gemis het die vreugde van 'n lewe waar die Here Jesus eerste in jou lewe is. Moenie tyd mors nie. Moenie wees soos daardie ou man wat op die trappe gesit het van 'n kerk en gehuil het en gesê het, ek het dit alles gemors. Ek het dit alles gemors nie. Net die Here Jesus Christus mag eerste wees. Die derde, maak onrein reaksies dood. Kolossense 3 vers 8 sê die volgende, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Die voorbeelde van hierdie onrein reaksies is die van woede, die van toorn en die van boosheid. Nou, toorn is 'n woord wat verwys na die tipe woede wat jou nie verlaat nie. Dis mense wat kwaad word en amper kwaad bly uit beginsel uit. Dis mense wat toegelaat het dat hulle hele geaardheid, hulle hele wese neergedaal het in hierdie kwaai, hierdie nors, hierdie mislike, woedende mens, wat toegelaat het dat woede hulle beheer, dat woede in hulle groei en vrug dra in hulle lewe. Woede, die tweede woord wat gebruik word, is die Griekse woord wat beteken 'n buitensporige en emosionele uitbarsting. Dit verwys na mense wat skreeu en skree, wat stamp, skop en slaan. Dis mense wat toelaat dat hierdie emosie so oorneem in hulle lewe, dat dit bepaal hoe hulle optree, wat hulle dink en wat hulle doen. Almal van ons word kwaad. Die Here Jesus het kwaad geword. God het in die Ou Testamentiese tyd baie kwaad geword. Om kwaad te word is normaal. Maar die manier hoe jy optree moet behoort aan die Gees van die Here. Die manier hoe jy reageer op die woede in jou lewe moet behoort aan die Here. Daardie woedende emosie moet behoort aan die Here. Galasiërs 5 vers 16 tot 17 sê iets baie kosbaar vir my. Dit sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wanneer daar die vleeslikheid in jou opvlam, is dit net wanneer jy deur die Gees gelei word, deur die Gees vervul word, dat daar die Gees in jou die vlees moet weerstaan.
Dat al voel jy om die banke om te gooi en die mure skoon te skeer en almal rondom jou te slaan en te skop en te stamp, dat die Heilige Gees in jou sal oorneem en nie hierdie woede nie. Ek ken mense wat al so lank kwaad is, dat hulle al vergeet het hoe om nie kwaad te wees nie. Wat so lank vasgevang is in hierdie woede, dat hulle nie meer weet hoe om vreugde, vrede en vriendelikheid in hulle lewens toe te laat nie. Iemand het een keer vir my gesê, dat as 'n mens hierdie woede, hierdie toorn, hierdie boosheid in jou lewe toelaat, dan is jy soos 'n mens wat gif drink en hoop iemand anders gaan daarvan dood. Jy laat hierdie sonde in jou lewe toe, sodat dit soos 'n wond in jou sweer, en alles in jou lewe vergiftig, al jou vreugde, al jou vrede by jou steel. Jy laat nooit daardie mens wat jou seer gemaak het los nie. Jy kom nooit by vergifnis uit nie, en op die ou end van die dag is dit net jy wat arm is. Jakobus waarsku, Jakobus 1 vers 19 tot 20. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Hoor hoekom, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Spreuke 29 vers 22 sê, 'n opvleende man verwek twis en 'n driftige man is ryk aan oortreding. Kind van die Here, as woede en toorn en emosionele uitbarstings deel van jou lewe is, moet jy dit doodmaak. Dis net so gevaarlik soos die eerste 2 lede wat ons bespreek het. Dis net so giftig. Dit steel net soveel vreugde. Die laaste, maak onrein woorde dood. Hierdie keer in Kolossense 3 vers 8 tot 9 waar daar staan, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het. Nou toe ek hierdie lees, het ek gedink, ek verstaan wat laster is. Laster is wanneer jy die Here spot of die Here afkraak of iets slegs teen die Here sê. Dis sekerlik wat dit beteken, maar toe ek gaan kyk na die woord, toe besef ek, laster is baie meer as net dit. Die woord laster beteken wanneer jy onwaarhede oor iemand versprei met die doel om daardie persoon se reputasie en sosiale toestand af te kraak en af te breek. Kan ek dit in mooi Afrikaans sê? Dis skinder. Wanneer jy skinder. Die volgende woord wat hy gebruik is 'n woord wat hierdie gedagte bevestig, daardie 'n lasterlike taal, daardie slegte taal, skandelike taal waarvan hy in die vers praat. As jy gaan kyk na die oorspronklike woord, dan beteken dit om 'n ander persoon sleg te sê, af te kraak en te verneder. Hoor wat sê die Here Jesus in Matteus 5 vers 22, luister mooi, hy sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En hoor dan hier, en elkeen wat vir sy broeder sê raka beteken onnosel, moet verantwoording doen voor God, voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die hel se vuur. En dan natuurlik die grootste belediging van almal, leentaal. Die grootste vorm van disrespek wat jy vir iemand kan hê, is om vir hulle te jok. Hy praat hier oor iets waarvoor die kerk van die Here, waarvoor kinders van die Here ongelukkig amper bekend is. Van skindertaal. Van stories versprei van ander mense met die doel om hulle af te kraak en te verneder. En die sleg is, hierdie skindertaal is net so gevaarlik vir jou as wat dit is van die persoon wat jy oorskinder. Elke keer wanneer jy 'n kinderstorie vertel, dan
offer jy uit jou eie uit die inligting op dat jy onbetroubaar is. Dat jy genot vind in die goedkoop praatjies en skandes van ander mense wat jy versprei. Elke keer wanneer jy iemand afkraak, dan verkondig jy eintlik maar net aan die wêreld dat jy 'n boelie is. Dat jy ander mense van jou wegstoot, omdat jy eintlik nie sterk is in jouself nie. Elke keer wanneer jy leentaal praat, verkondig jy dat jy jouself saam met die waarheid wegsteek. Dat niemand met jou 'n verhouding kan bou nie. Jy koop vir jouself met leuns eensaamheid en bou vir jouself 'n tronk waarin jy vasgevang sal bly. Wat vir my die slegste is van al hierdie dinge. Ons was geroep om mekaar se laste te dra, nie om die laste te versprei nie. Ons was geroep om mekaar se voete te was en onder mekaar in te klim, nie om mekaar af te kraak en te verneder nie. Ons was geroep om die waarheid van die Here Jesus te versprei aan hierdie wêreld, nie leuns onder mekaar te vertel nie. As hierdie dinge deel van jou lewe is, net so giftig soos die vorige 3, maak dit dood. Ek beveel jou vanoggend in die naam van die Here Jesus Christus, kind van God, maak dit dood, voordat dit jou doodmaak. Voordat dit jou verhouding met God en met die wêreld rondom jou verwoes. Vanoggend moes ek met julle praat oor sonde. Ek hou nie daarvan om te praat oor sonde nie. Vanoggend moes ek praat oor die dinge wat verkeerd is in ons lewens. En in baie kinders van die Here se lewens. Maar ek het dit gedoen, al was dit ongemaklik vanoggend, omdat ek besef hoe gevaarlik hierdie dinge is. Omdat my hart breek wanneer gesinne uitmekaar uitgeskeur word en huwelike platval, as gevolg van die gif wat ons in ons lewens toelaat. Wanneer ek sien hoe mense verhoudings en ander mense verwoes deur die dinge wat hulle sê. Wanneer hulle eie vrede verkoop vir woede. Wanneer hulle terugstaan en toelaat dat die duiwel dit wat mooi en heilig en rein was in ons lewens, kom stikkend maak. Vanoggend vra ek jou, maak dit dood. Stap terug kruis toe. Grou opnuut daardie graf en gooi daardie ou mens daarin en stamp die grond styf. En stap weg. Jy's 'n nuwe mens gemaak in die Here, glo dit. Jy's 'n nuwe mens gemaak in die Here, leef dit en wys dit vir die wêreld. Jy's geroep om meer te wees. Partykeer, ek het hom nou nie gevra of ek dit mag sê nie, maar ek seker hy sal my vergewe, hy's 'n Christen. Maar partykeer as ek met AJ raas, dan sê ek vir hom, jy moet nie so maak nie, want dis nie wie jy is nie. Jy's beter as dit. Jy's meer as dit. Kind van die Here, jy's soveel meer as wat jy besef. Maak dood jou lede wat op die aarde is. Mag die Here ons genade gee. Kom ons bid saam. Amen. Vader, vandag wil ek eintlik op my knieë voor U kom val en my menslike hande na U ophef en met my hele hart vir U kom sê, dankie Here. Dankie dat U nie toegelaat het dat my lewe versuur word met die smart van sonde nie. Dankie dat U nie toegelaat het dat ek in die slyk
en die swart van daardie donkerte vasgevang bly nie, maar Here, dat U my gered het. Dat U my ou stikkende kleed van my weggeneem het en vir my 'n nuwe kleed gegee het. Dankie dat U toegelaat het, Vader, dat ons saam met U aan daardie kruis kon sterwe, sodat ons saam met U uit die dood kon opstaan, sodat ons kon lewe, Here Jesus, soos wat U lewe. 'n Nuwe mens, heilig, vlekkeloos en rein voor God. Ag Here, help ons tog. Plaas die wapen van die Gees in ons hande. Die skild van geloof, die borswapen van geregtigheid, die skoene van bereidheid, die gordel van die waarheid. Kom plaas dit aan ons, Here, sodat ons kan omdraai en doodmaak daardie ou mens wat so getrou agter ons aanstap. Sodat ons kan klaar kry met die aaklige dinge wat ons begrawe het en kan aanbeweeg na U toe, vorentoe beweeg in U lig, vir ons eie heil, vir U eer en vir die wêreld wat U nog moet ken. Ek loof U, Here, tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing hierdie lied dan met oop harte. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Kom ons sing dit uit volle bors. Baie dankie. Ek wil tog voordat ek die seën uitspreek en elkeen die offer maak, as U met van hierdie dinge in die lewe sit of met enigiets anders wat die Here op U hart mag gedruk het, en U het nodig dat ons met U gesels of saam met U sal bid, kom vra. Kom maak 'n afspraak. Daar is geen oordeel vir ons wat in die Here Jesus Christus is nie, net verlossing en genade. Ons wil graag saam met U bid. Kom ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met U elkeen tot in ewigheid. Amen. Baie dankie.